Hallo julle, is Japie hier so. Ja, ek het lanklaas op hierdie kanaal iets opgesit. Een van die redes is dat ek het baie gefokus op my Engelse kanaal 'n bietjie, want ek het baie video's op my Afrikaanse kanaal gesit en nie soveel op my Engels nie. En toe het ek 'n video van die tydlyn opgesit op my Engels. En dit het baie aftrek gekry. Baie mense het gekyk, 3860, ek dink amper 3900 mense. Van hierdie video's, maar ook op die Afrikaans, partykeer versprei hy meer as ander video's. En dan tel mense subscribers op. En wat toe ek gebeur het, is daar so oor die 300 extra subscribers op daardie my Engelse kanaal gekom. Wat goed is, en toe sit ek, terwyl die yster warm is, dan slaat jy mos na die yster. Dus sit ek maar 'n ekstra klomp video's daarop ook, om die subscribers te kan hou. Maar aan die einde van die dag vir my gaan alleenlik oor om die wit mense te sê waarna toe moet hulle gaan met die tweede Exodus, dat hulle moet Suid-Afrika toe gaan. Want natuurlik is daar 'n groot misleiding nou ook in verband met waar moet die Israeliete bymekaar kom. Hulle sê nie eers dat hulle moet bymekaar kom nie. Die misleiding is ook dat dit is nie ons nie, dit is die gelowiges wat saam met Joshua al reeds is, wat saam met hom geregeer het ook in die 1000-jarige vrederyk, dat dit oor hulle gaan, maar dit gaan glad nie oor hulle nie, soos die Bybel sê. Dit gaan oor die wit Christene wêreldwyd wat moet vlug Suid-Afrika toe. En dan die ander ding wat hulle ook sê is dat dit is die Noordpool. Dit is nie die Noordpool nie. So ja, daar is twee misleidings en ek probeer dit met die woord uitwys dat dit nie so is nie, of weerlê met die woord. Maar die Bybel sê vir ons waar kom hulle bymekaar en wie hulle is. En dis hoekom dit is vir my goed as ek baie Engelse subscribers kry, subskripsies, want dan kan hulle ook uitvind van waar is die regte plek om heen te gaan in die toekoms. En dis maar 'n deel van my roeping is om die Engelse mense wêreldwyd te sê waarna toe moet hulle gaan, en ek dink dit is nogal belangrik. Dis een van die dinge wat moet vervul. En soos julle weet, ek maak nie geld, ek maak nie 'n sent op my kanale nie, en ek is heeltemal fyn met dit, dit is vir my baie lekker. Dit is so erg snaaks. Al hierdie ander kanale sê, and please subscribe, asseblief subscribe, asseblief, maar los 'n comment, asseblief, sê, julle het van die video gehou, asseblief, asseblief. Dit kan nogal irriterend raak, maar nou ja, julle sal dit nooit van my af hoor nie, want ek is nie gepla oor hoeveel mense subscribe, of julle van dit hou, of julle comment, of wat ook al doen nie, want ek maak nie 'n sent van my video's af nie. Ek voel, as ek iets van jou af kry, van sy gees af kry, kan ek mos nou nie gaan geld vra daarvoor nie. Dan kan ek mos nou nie verwag dat mense met my betaal vir wat jou as 'n gees vir my gesê het nie. Ek voel half, dis nie reg nie. So ek sal nooit ooit so ver tot nou toe, maar ek dink vir ewig sal ek nooit ooit geld vra vir die openbaringe wat ek ontvang van jou nie, van sy gees af nie. Nou natuurlik, in die Bybel sê Paulus ook, dat mens moet vir die mense wat jou leringe gee, jy moet hulle fisies ondersteun. Dis een van sy teachings, van sy leringe gewees, Paulus. En Joshua het ook maar vir sy disippels gesê, as die dienaars, wat hulle, as hulle werk, sal dit vir hulle gesorg word. So, mens kan eintlik iets verwag, maar soos ek sê, Jehovah sal vir my op ander maniere sorg, en hy doen. Ek glo hy sorg vir my op ander maniere. Hy sien om na my. Kyk, ek werk nog steeds skof, ek is nog steeds elektriesien, onderhou geboue hier in Londen. Een van die grootste geboue in Londen onderhou ek. En dis maar fyn, dis maar my werk. En as ek af is, dan doen ek maar video's. Ja, soos ek gesê het, nou onlangs, ek het maar gefokus op die Engels, want ek het vir 'n ruk ook nie baie video's op Engels kanaal gesit, maar meer op my Afrikaans gekonsentreer. So, julle sal vind van die video's, so julle nie hier kry op die Afrikaans nie, dit sal op die Engels wees. Nie al my video's is dieselfde op al twee kanale nie.
So my Engelse kanaal is Rabbit Hole Israel. As daar inligting is wat julle soek oor en julle gaan dit nie hier kry nie want van dit sal dan net op daardie kanaal wees en van my video's op Afrikaans is ook net op Afrikaans. Dis nie op die Engels nie. So is half mens moet half al twee kanale volg as jy al die inligting wil hê wat ek uitsit. Van die video's doen ek op al twee en dan kan jy dit mos nou maar skep op die Engels en net op Afrikaans kyk. Maar soos ek sê, sekere video's, want die ding is van die einde van die saak, die einde van die dag is dat die Engelse mense is op 'n ander punt in die openbaringe as die Afrikaanse mense. So dit help nie ek maak video's oor sekere onderwerpe wat eintlik gefokus is op die Engelse mense. Ja, of ek maak video's op die Engelse kanaal wat eintlik gefokus is op die Afrikaanse mense. Dit maak nie vir my sin om dit so te doen nie en ek gaan dit nie so doen nie. Dis hoekom ek sê as julle al die inligting wil kry wat ek uitsit, moet julle maar al twee kanale volg. En einde van die dag, die Engelse mense is al baie langer op die pad van hierdie, of jy kan sê hierdie rabbit hole van die tydlyn. Hulle is baie langer op dit as die Afrikaanse mense. So daar is sekere dinge wat ek met hulle deel wat ek nie op die Afrikaans sal sit nie, want ek voel hulle sal nie belangstel daarin nie. Ja, hulle is nog nie op daardie punt miskien. Maar natuurlik is daar weer dinge wat spesifiek is vir die Afrikaanse mense wat ek dan nie my tyd gaan mors en vir die Engelse gaan vertel nie. Dis meer vir die Afrikaanse mense. En het lê meer na in die hart van die Afrikaanse mense. Dis maar hoe dit is. Verskillende mense, verskillende kulture, verskillende upbringings, verskillende alles. Daar's alreeds 'n groot verskil tussen die wit nasies wêreldwyd. As ek kyk na die Engelse en hoe groot verskil daar is tussen hulle en ons. En ons almal wit. Maar daar is 'n massiewe verskil tussen ons kulture. En dan kan ek net myself indink hoe erg is dit dan as jy nog uit jou ras uit gaan uithang met swartes en jy wil trou met swartes, hoe erg is dit dan? Dit is sommer 'n hele ander ras en dan kultuur en alles saam. Dit is nog erger. Natuurlik soos ek vir julle al gewys het op my kanaal in Afrikaans dat die Bybel sê dit is jy mag nie uit jou ras uit trou nie. En dan van dit het hulle vervang of verander na jy mag nie oorspel pleeg nie, soos die 7de gebod. Wat eintlik gesê het, jy mag nie mongrelaars nie, jy mag nie trou met ander nasies nie. Dis eintlik waaroor dit gegaan het. Maar nou ja, dit is maar wat dit is. Ek het net so gepos hierso, want ek gehoor mense lag daar bo in die kamers. Nou dog ek wou seker maak of hulle lag of huil. En ja, ek het 'n paar video's ook gekyk en gevolg onlangs. En van die goed wat ek opgesit het op die Engelse kanaal gaan ook oor die redes dat die 76 na Christus is ek 'n paar ekstra bewyse gegee van hoekom die 1000-jarige vrederyk begin het rondom 76 na Christus. Bybelse bewyse en ekstra Bybelse bewyse. En dan het ek ook van profeseë van Abraham se boek genoem in my video's daar, want 'n boek wat ek gelees het so 15 jaar terug. Ja, ek dink 15 jaar terug. En wat baie interessant was, en hy het volgens die jubilees van die aarde, het hy bepaal hoe lank gaan die aarde hier wees, totdat Jehovah ingryp. Maar die ou glo nog in die groot verdrukking en goed, soos meeste Christene mag glo. Maar was vir my baie interessant nog steeds. Mens kan nog steeds leer by ander mense. En hy het die vers wat sê van die mens sal 120 jaar hê, het hy gaan wys dat dit beteken, dit is 120 jubilees, siklusse vir 'n mens op aarde, vir ons op aarde, is daar 120 jubilees. Nou, 'n jubilee is 49 jaar, 120 maal 49 gee vir jou die tydperk. Baie interessant. Daar het baie navorsing gaan doen vir daardie boek, en ek dink hy het baie jare spandeer om daardie boek te kon skryf. Want daar's regtig verskriklik baie inligting daarin, wat hy moes gaan opsoek het, om dit te kon saamstel. En
Ja, gaan kyk maar daardie video op my Engelse kanaal, as julle wil. Prophecies of Abraham. En dan daag jy ook vir jou tydlyn en volgens sy tydlyn, natuurlik, hy glo nou nie in die kort seisoen van misleiding nie. Maar soos ek in my tydlyn video vir julle gewys het, daar is datums hoe lank die 1000-jarige die kort seisoen van misleiding kan wees, maar ook hoe lank ek dink dit gaan wees, volgens wat ons kan sien om ons gebeur, want die ding is, dit kan die hele tyd verander. Dit kan die hele tyd aangepas word volgens hoe veel mense waarheid ontvang en groei en hoe vinnig het versprei die waarheid. Al daardie dinge beïnvloed hoe lank hierdie seisoen is. As te veel mense begin uitvind van hierdie, dat vir hulle gelieg word oor die tydlyn, dat hulle nie wag vir 'n groot verdrukking nie, dat hulle nie wag vir 1000 jaar verderheid nie, sulke dinge. As die mense wakker geskrik het, en baie mense skrik wakker, dan verkort dit hierdie tydlyn baie. Regtig, dit verkort dit baie, want Lucifer moet die mense mislei. Nou, as die mense begin wakker skrik, dan moet hy vinniger sy dinge doen, wat hy wou doen, voordat almal uitfigure, hy lieg vir hulle. En daarom dan, dat dit word maar aangepas, dink ek, die tydlyn van hierdie kort seisoen, en dit word verkort, soos wat meer en meer mense uitvind wat die waarheid is. Maar daarop sê die ou, ek gaan maar net vir julle noem die datums, hy sê alles gaan gedoen raak teen 2044, wat nogal inpas by wat ek gesê het, wat ek dink is so 20 tot 30 jaar nog, en volgens die jubilees, 120 jubilees, eindig op 2044. Baie interessant, né? So is eintlik half nog 'n bewys dat die tyd is besig om uit te hardloop. En ek sien gereeld dat as ek so om my kyk en sien wat dinge gebeur en wat gebeur in die wêreld en ek hoor nuus van dinge, besef ek net weer eens, ons is die laaste generasie. Ons is die laaste generasie van hierdie kort seisoen van misleiding. Soos ek vir julle gewys het, uit Henog se profesie van die 10 weke profesie, dat die 6de week was die groot verdrukking, die 9de en 10de week is ons. Die 9de en 10de week is die oordeel oor die aarde. Nou, Openbaring praat nie van die oordeel van die aarde nie, hy praat van die oordeel van Juda en Rome. As julle 'n bietjie gaan kyk my reeks daaroor, ek verduidelik baie duidelik vir julle in my Openbaring reeks, oor wie gaan Openbaring. En Openbaring self sê vir jou baie duidelik oor wie hy praat. Dit is ongelukkig dat dominees en so aan verdraai wat gesê word, en hulle maak dit van toepassing op die wêreld, en dit gaan nie oor die wêreld nie. Dit gaan oor Juda, dit gaan oor die oordeel van die 2,5 stamme. Onthou julle, die 10,5 stamme is geoordeel lank terug, hulle was gesê 390 jaar gaan hulle in ballingskap weggevoer word, en dit het toe gebeur, en toe praat Openbaring van die 2,5 stamme wat finaal geoordeel word, Yahuwah skei finaal, of jy kan maar sê Yahuwah skei finaal, van die 2,5 stamme wat die tweede suster, want Israel word voorgestel deur 2 susters in die profesie, en die tweede suster wat nog 'n kans gekry het, na die 70 jaar ballingskap, na Babylon toe kry hulle nog 'n kans, en hulle dit verbeur, hulle toe weer afvallig geraak, en toe is dit hulle finale oordeel, met die Openbaring. Dit is waaroor Openbaring gaan. Het gaan oor Juda se oordeel. Het gaan oor Rome se oordeel. Dis waaroor Daniel gepraat het. Daniel is vervul in 70 na Christus, mense. Dit is vervul, gaan kyk my Daniel video's, as julle wil. Daniel se boek met die 7 seels word oopgemaak in Openbaring 5. Dit is daar die verseelde profesie van Daniel wat oopgemaak word in Openbaring 5. En Openbaring 17 praat direk van die priesterskap, verwys spesifiek na hulle kleredrag, dat hulle is die sedelose vrou. En mens kan nie nou gaan en sommer enige nonsens gaan opmaak daaroor nie, man. Die Bybel sê ons, die Bybel verduidelik die Bybel. Ek wil heeltyd sê die duiwel verduidelik die duiwel. Die Bybel verduidelik die Bybel. En natuurlik baie beeldspraak word gebruik in Openbaring, soos ek gesê het, ek vermoed die rede daarvoor is, want Johannes was op Patmos in 'n tronk.
toe hy dit geskryf het, en hy wou hê dat die brief moet kan uitgaan na die kerke toe, die 7 gemeentes, vir wie dit geskryf is, want dit het vervul in hulle tyd. En hoe gaan hy dit uitkry as hy nou reguit skryf dat Nero is dit, en Titus Vespasian is die een wat Jerusalem gaan vernietig, en al hierdie dinge verduidelik, en dat Rome gaan vernietig word, en Nero gaan selfmoord pleeg, en al hierdie goed so net so skryf, dan gaan sy brief mos nooit daar uitkom nie, man. Dan gaan hy brief nooit die lig sien, die lig van die dag sien nie. Nee wat, hy moes met beeldspraak hierdie dinge vir hulle vertel, en hulle kon verwys na die Bybel, hulle kon verwys het na die profeseë, na wat die Bybel sê, en hulle het natuurlik die Bybel nie, maar na die geskrifte gaan kyk en sê, ja, dis wat hy bedoel hier, en dis wat hy bedoel daar. Nou, ons moet ons nou dieselfde doen. En ongelukkig vandag, Christenskap, verwys nie na die profeseë as hulle Openbaring wil verduidelik nie. Nee man, hulle kyk na die nuus, hulle kyk na die TV, en dan gebruik hulle die TV en die nuus en die koerante en al hierdie nonsens om Openbaring te verduidelik. Dis lagwekkend mense, dis lagwekkend hoe blind hierdie mense is, want hulle wil nie hulle Bybels gaan vat en kyk wat sê die Bybel oor hierdie goed nie. Maar nou ja, dis hoekom ek sê, gaan kyk Openbaring, my Openbaring reeks. Ek verduidelik vir julle baie mooi daarso, met hulp van ander mense wat dit ook al die harde klippe gekou het om dit deur te werk. En van die openbarings was direk van Jahwe af vir my, wat ek daar gee, maar van dit is wat ander mense ontvang het, wat ek saam, 2 boeke, een is 'n webtuiste en een is 'n boek, wat ek saam gebruik het, om die verduidelikings vir julle saam te stel, vir my Openbaring reeks, so dis nogal baie sorgvuldig, dink ek. En as ek nou terugdink daaraan, dan dink ek nog steeds, dis nie perfek genoeg nie. Nou, dis maar hoe mens voel partykeer, en ek is nogal perfectionisties met sekere dinge in my lewe, nie met alles nie, maar ja, met my video's kan het my nogal irriteer, as ek foute maak. Maar niemand is perfek nie, ek wil vir julle genoem van die dinge wat ek gekyk het. Nou, soos byvoorbeeld die prentjie wat julle hier sien, is van die iemand, verskillende mense stuur vir die swart ou, Great Miracles Avenue, dis sy kanaal, maar mense wêreldwyd stuur vir hom, alle nasies, wit, swart, pink, oranje, geel, wie ook al, stuur vir hom video's, of stuur vir hom boodskappe, of e-mails, met visioene wat hulle ontvang, en drome wat hulle ontvang, en goed, en dan sit hy dit maar net op sy kanaal, of partykeer vra hulle hom om het uit te lees, wat hulle vir hom geskryf het, en dis wat hy doen. So in elk geval. Partykeer gebruik hy robotstem, soos ek noem hom die boereprofeet, wat hy gedoen het met sy verstaan, wat sy kanaal nou weer gewees? Iets van Sinner van Rensburg, World Events en Sinner van Rensburg, so iets. Ja, soos hy gedoen het met sy robotstem. En die een het gegaan oor die kerke wat verwyder gaan word, en die persoon het 'n visioen ontvang van dat dit is 2027 wat dit gaan gebeur. Die kerke wêreldwyd gaan begin wegval, en selfs die ander gelowe ook, né? Vereers sal dit seker maar net gefokus wees op die Christenskap. En maar aan die einde van die dag sal een wêreld geloof gaan daar wees, want Lucifer gaan nie dinge verander nie, soos Ecclesiastes, soos Prediker 1 vers 9 sê, wat was sal weer wees, en daar's niks niets onder die son nie. Dit wat hy gedoen het met die openbaring met Rome en Juda, en met Israel, dit gaan hy nou maar weer doen met die wêreld. So hy gaan nou weer so een geloof wil inbring, net soos wat die Romeine probeer hulle geloof afdwing op die Israeliete, daarso by Jerusalem. Presies dieselfde gaan in ons tyd gebeur. Natuurlik van die mense het daarteen geskop, die zealots gehad daarso, wat heeltemal daarteen was. En maar dan het jy van hulle gehad wat dit aanvaar het, onderdruk, hulle wou nie doodgegaan het nie van hulle, dan aanvaar hulle dit. Maar die zealots het daarteen geskop, en hulle was nie bereid om die knie te buig nie, wat goed is. En dis waar oor hierdie ingaan, daar kom so iets in. Ja, en ek het ook een gekyk van 'n visioen van 'n
dat groot dat wat die Amerikaners nie besef nie is dat hierdie goed gaan half afskop by hulle. Dat hierdie onderdrukking van die Christendom gaan afskop in Amerika. Wat interessant was vir my, want ek het dit glad nie so gedink nie. Natuurlik is daar verdrukking wêreldwyd. Daar in China daar's baie Christene wat Jahwe voluit dien en aanbid. Vir julle mense wat sê dat net die wit mense kan gered word en so aan. Daar's mense van verskillende nasies wat Jahwe dien en aanbid en ek glo daar's 'n plek vir hulle ook. Want soos ek al gewys het in my video's, wat is die doel van die wit nasie? En in die toekoms Jahwe soek 'n volk van priesters. En hy sal sy volk van priesters kry. Nou wat is die doel van 'n priester? Hulle moet offers bring en hulle moet die mense leer. Nou Jahwe se volk wat hy gaan bymekaar maak, die wit nasie wat hy gaan bymekaar maak, hulle gaan sy priesters wees. Ons gaan die mense moet gaan leer wêreldwyd. Ek het 'n video daaroor, ek gee vir julle die verse, die Bybel sê dit duidelik. Ons gaan moet uitgaan as sendelinge wêreldwyd vir al die ander nasies, die swart, wit, pink en geel en wie ook al, en die evangelie aan hulle gaan verkondig, die wet aan hulle gaan verkondig. Henog sê dit ook. Ek het dit behandel met Henog se profesie ook, vir julle gewys het Henog se profesie, dat dit ook daarvan praat. Dat op die nuwe hemel en aarde gaan die wit Israel nasie gaan uitgaan na die ander kleur nasies toe en aan hulle die woord van Jahwe gaan verkondig. Mense, dis wat gaan gebeur, dis wat in Henog staan, dis wat in die Bybel staan. En my punt is net dat daar's mense van verskillende nasies wat Jahwe voluit dien. Nie die wit nasie nie. Maar dat die strawwe, of nie strawwe nie, maar die onderdrukking van die Israel nasies gaan begin in volle swang ook in Amerika, van alle plekke, geestelik die onderdrukking gaan begin in Amerika, vir die wit Israel nasies kan jy maar sê. Nou mense sal maar sien of dit so is, want ek weet die onderdrukking is al reeds baie erg in Suid-Afrika, maar nie soveel geestelik nie, maar baie fisies. Mense sal maar sien of dit eers geestelik oorgaan in Amerika, eerste, of dit in Suid-Afrika soos, of waar in die wêreld. Ons sal nou nie weet nie. En dan hierdie is 'n prent wat baie interessant, hierdie storie van hierdie Akiane Kramarik. Ek dink sy is oorspronklik van Lithuania af en van 3 jaar oud af het sy begin visioene ontvang. En op 5 jaar het Joshua fisies verwyder, weggevat, soos hy hier nog. Vir goed gewys en 'n engel het haar geleer hoe om te verf. En verskillende metodes van verf en sy het dit geverf hierdie, maar as 'n tiener dink ek. Maar op ouderdom 7 of so het kon sy alreeds verskriklik goed, bo mense goed verf. Wel, mens kan seker nie meer sê bo menslike, want sy is menslik, sy is 'n mens. Maar verskriklik goed verf en hierdie is die een wat sy geverf het van Joshua, want hy het ook natuurlik met haar tyd spandeer en toegelaat dat sy hom verf. En dis hoe sy hom geverf het, hoe hy lyk. Ja, toe sê ek vir die kinders dat hy lyk nogal na Hugh Jackman hierso. Maar baie van die mense wat Joshua gesien het, blykbaar sê hy het blou oë of blou-groen oë. Nou ja, ek dink in hierdie portret van hom het sy hom so half groen, grys kleur oë gegee. Maar die feit van die saak is, hy lyk vir my wit, hy is nie swart of so nie. En ja, hier is 'n onderhoud met haar. Hier John Burke het haar Akiane interview, waar sy praat 'n bietjie meer oor haar lewe en goed. Baie interessant gewees vir my, ek kyk maar verskillende goeters. En dan, hierdie was vir my baie interessant, hierdie ou oomie se visioene en drome wat hy deel. En dit is op hierdie Holy Heartbeats het dit opgesit. Ek dink hierdie ou se kanaal is Holy Heartbeats, ek dink is iemand anders se kanaal. Maar ek het nou nie so ver gekyk om te sien die cursed atom will kill billions. Ek dink dit verwys na die merk van die wêreld,
Want vandag gaan Lucifer nou by dieselfde doen wat hy gedoen het in die Bybelse tyd. In Openbaring is rondom 70 na Christus. Die mense gaan gedwing word om iets te vat, net soos wat Israel gedwing was om die knie te buig voor die afgode van Rome. Hulle het sekere dokumente gekry as hulle dit gedoen het, waarmee hulle kon koop en verkoop dan. Hulle het ook, moes hulle die geldstelsel van Rome aanvaar het, en hulle geldstelsel is verwyder. En die geldstelsel van Rome het hulle afgode op die geld gehad, met 666 inscription op die geld. As jy die numerical value kyk van die wat geskryf word op daardie muntstukke, is dit 666. En die Israel het mos geglo, jy mag nie afgode, die afbeelding van afgode hê en so aan op jou geld nie. Hulle het glad nie afbeelding van enige mens of so gehad op hulle geld nie, maar toe moes hulle dit aanvaar, hierdie geld met die afgods koppe op en van die verskillende keisers op, en die Rome het, sekere dele van Rome het die keisers aanbid as gode, veral, ek dink in die Oostenryk van Rome, gedeeltes van Rome het hulle aanbid alreeds terwyl hulle lewe, maar dan is hulle natuurlik ook gode gemaak na hulle dood, dan word hulle gode gemaak en dan kan hulle aanbid word deur die hele Rome na hulle dood, maar van die gedeeltes van Rome het alreeds hulle keisers aanbid terwyl hulle lewe. So wat die Jode Israel gedwing om hulle geld te gebruik met die afgode op, en hulle moes buig voor 'n afgod as hulle die dokument wou ontvang, en ek kan nie presies nou dink aan die dokument se naam nie, sodat hulle kan koop en verkoop, en daar was selfs 'n punt waar hulle die zealots wou uitsif uit Israel uit, hulle wou uitvind wie is hierdie zealots, en die zealots het geglo, hulle mag nie eers aan die geld vat van Rome nie, so hulle het toe die mense van Israel gesê, hulle moet 'n muntstuk vasbind op hulle hand, of op hulle voorkop, en hulle het geweet, die zealots sal dit nie doen nie, en so kon hulle uitfigure wie is die zealots. So, selfs so iets het moontlik toe ook gebeur. Maar van hierdie goed noem ek, die dokument is die libellus dokument, wat die ouens ontvang het, die Romeinse soldaat het rondgeloop met 'n stok, met 'n afgodkop op die stok, of een van die afgode wat hulle aanbid, en dan as hulle by Israeliet kom, as hulle vir sê, of hulle bereid gaan wees om te buig voor hierdie afgod, en om 'n rympie op te sê, of wat ook al, en dan kry hulle 'n dokument, wat weer kan gaan en koop en verkoop. Ek weet nie wat gebeur het met hulle, as hulle nie bereid was nie, miskien word hulle doodgemaak, ek weet nie, of in die tronk gegooi, wie weet. Maar gaan lees maar op oor die libellus, en natuurlik, hulle sê dit 'n bietjie later ingebring, so 100 en iets na Christus, maar ek dink dit was tydens Titus Vespasian, Flavius Vespasian se tyd was dit ingebring, miskien selfs Nero se tyd, voor 68 na Christus. Maar het is interessant dat dit is ook wat Johannes oor gepraat het in Openbaring. So dit is verskillende dinge wat hulle aangebring het met die geldstelsels en so aan, wat die mense moes aanvaar het van die duiwel. Maar vandag is hy baie meer verder gevorderd, so die goeders wat hulle gaan introduce vandag is baie meer verder gevorderd. En dis tweeledig, blykbaar, volgens wat hierdie ou ontvang het, is dit tweeledig die merk van vandag vir die wêreld. Nou die merk gaan wees dat mense dit gaan wil hê. Hulle gaan actually bereid wees om te betaal vir die merk. Nou die merk gaan wees natuurlik 'n inspuiting, soos wat al reeds die mense voorberei het met hierdie vorige biologiese wapen wat hulle ingespuit het. En dis hoekom so baie mense doodgaan vandag. Meer as gewoonlik. En maar die spesifieke inspuiting wat hulle gaan gee, gaan hulle promoveer as iets wat jou gaan verhoed dat jy kan siek word. Jy gaan nie meer kan siek word nie. Jou lewe gaan baie verleng word.
jy gaan baie meer energie hê, hulle gaan allerhande goed sê van dit wat dit doen, en natuurlik, dit gaan actually so wees, maar wat in hierdie merk gaan wees, en dit is ook wat hierdie wat noem hulle dit, hierdie comic book karakters wat so gebyt word deur 'n spinnekop en verander hulle DNA, of hulle word iets ingespuit soos Captain America, en dan verander hulle DNA, en daar's verskillende maniere, dan verander hulle DNA. Nou ja, hulle is besig om die mense te breinspoel, want in die toekoms gaan daar so iets gegee word, wat sê, julle kan wees soos Captain America, julle kan wees soos 'n Spider-Man, soos 'n Superman, soos 'n wat ook al. As julle hierdie inspuiting vat, gaan julle nie meer kanker kan kry nie, julle gaan nie meer enige siekte kan kry nie, en julle gaan nie meer dokters nodig hê nie, julle gaan meer so superhuman wees, julle gaan slimmer wees, so dis een van die dinge wat dink ek wat hulle genoem het, julle gaan slimmer wees, julle breine gaan beter funksioneer. Nou wie gaan dit nou nie wil vat nie? Wie wil nou nie 'n lekkerder lewe, 'n beter mens wees nie? Wie wil nie slimmer wees nie? Wie wil nie gesond wees permanent nie? Wie wil nooit hoef siek te word nie? Almal wil hierdie goed hê. Nou ja, dis een van die goed wat hulle gaan gebruik en sê, hulle vir die mense gaan vertel en dan wil die mense dit hê. Hulle gaan bereid wees om te betaal vir daardie gemors. En dan, as hulle dit inspuit mense, dan is jy nie meer mens nie. Want, soos hierdie ou ontvang het in sy visioene, wat hulle jou inspuit is Nephilim se bloed. Hulle spuit jou in die gevalle engele se bloed. Wat dit dan eventueel verander het jou DNA, want dit gaan jou DNA kan verander, sê hulle. Hierdie ou wat hy ontvang het, dit verander mense se DNA, net soos wat hierdie RNA goed wat hulle in die mense nou ingespuit het, ook maar jou DNA verander. Maar in die toekoms gaan dit so doen, en dan gaan jy nie meer 'n mens wees nie. Dan kan jy nie meer gered word nie. Dan het jy nou klaar gekies. Dan het jy mos na die hel gekies. Dan word jy nou soos die gevalle engele. En mens moet wegbly van hierdie gemors. Enigiets wat die wêreld vir jou sê, gaan jou lewe beter maak. Moet jy mos nou maar weet, hulle wil jou doodmaak, hulle wil jou siek maak, hulle wil jou ewige lewe wegvat van jou af, hulle wil jou kroon wegvat van jou af. Die wêreld wil niks goeds vir jou hê nie. Want die wêreld word beheer, die wêreld waarin ons nou is, word beheer deur Lucifer, maar hy is natuurlik onder die gesig van Yahushua self, want Yahushua regeer oor alles. Maar Lucifer word vrye teels gegee oor die mensdom, soos wat met Job gebeur het. Is amper dieselfde. Lucifer word sekere dinge toegelaat en hy kan doen wat hy daar wil doen in verband met dit. En hierdie is een van die dinge wat hy toegelaat gaan word om te doen, sodat daar 'n onderskeid gaan wees tussen die mense wat Jehovah gaan voluit dien en wie nie. En natuurlik Jehovah se gees, as jy Jehovah se gees het, sal vir jou wys dat jy nie hierdie gemors moet vat nie. Net soos wat Jehovah, ek voel, ons ook dat baie duidelik laat ervaar het, dat ons nie hierdie vorige inspuitings moes vat nie. Ons was gelei om dit nie te vat nie, en ons het dit nie gevat nie. En ongelukkig van die gelowiges het dit wel gevat, en ek voel jammer vir hulle, van hulle is al dood, maar ek het aan die vorige video vir julle gesê, iets wat julle kan gebruik dalk om dit verwyder, maar ek weet nie of dit verwyder kan word nie. Maar blijkbaar help het mense, die goed wat ek van gepraat het in my medisyne video, vroeger gaan kyk maar wat dit is. En ja, so, en dan die ander ding wat hulle gaan insit, dan is om te wys dat jy dit gevat het. Soos, dit is nou meer 'n fisiese merk. Soos, ek weet nie of het 'n microchip is, of 'n merker wat sal wys onder 'n lig, of something. Amper soos die Lucifer reis wat hulle gesê het, hulle mense gaan inspuit wat wys onder 'n sekere lig, dat jy het die shots gevat, die vorige keer. Dit is seker so iets. Maar in elk geval, daar gaan twee tipe goeders wees wat dit gaan behels. 'n fisiese ding wat hulle kan sien jy het dit gevat, en dan 'n ding wat hulle inspuit wat jou DNA verander.
So mense, bly weg van dit. Bly weg van enigiets wat die regering vir julle sê wat vir julle goed is, moet julle maar weet dit is baie sleg. Stel dat die mense wakker skrik en besef die regering soek niks goeds vir hulle nie. Dat die wat in beheer is van die wêreld haat hulle, want hulle behoort aan Lucifer. Hulle werk vir Satan. Hoekom sal hulle lief wees vir jou as hulle vir Satan werk? Hulle meester haat jou dan. Hoe gaan hulle jou dan lief hê? Dit kan mos nou nie so werk nie. Ja, so dit was vir my baie interessant gewees van die merk en dat dit iets gaan wees dat hulle sê is goed vir 'n mens. O ja, daar was nog iets so wat ek nou skielik onthou. Hulle blykbaar het iemand ook 'n visioen gehad van 'n vloeistof wat hulle gaan promoveer in die nabye toekoms, soos rondom Desember met Kerstyd vir die mense wat nog pagan feeste vier soos Kersfees wat teen Jehovah se wil is natuurlik. As julle Kersfees vier mense, wys julle behoort nie aan Jehovah nie. Gaan lees maar op Deuteronomium 12 vers 30 tot 32. Jehovah sê duidelik vir jou in sy wet, jy moenie hierdie wêreldse feeste vier nie. So as jy dit vier, wys jy behoort nie aan hom nie. Maar in elk geval, tydens daardie Kersfeestyd gaan hulle op die iets promoveer op die TV en oral dat die mense moet dit koop en dit drink. Dit gaan so vloeistof wees wat so skynsel het. Ek weet nie wat se hoe met 'n Afrikaanse sê, maar so skynsel. En hulle gaan dit so promoveer dat die gesin dit so moet saamdrink. Dit is iets as wat jy saam moet deel. En dan blykbaar gaan dit jou brein heeltemal damage. Dit gaan jou soos 'n super Alzheimer proses wees. Jy gaan skielik wees asof jy lankal Alzheimer's gekry het. Dat selfs tieners of so wat die goed gaan drink, gaan nie eers meer weet wat is hulle name nie. Of waar hulle is nie, of sulke dinge. Jou brein gaan heeltemal crash. En so, mense bly weg van enigiets wat hulle so promoveer, wat jy moet drink. En nou, mense moet ook maar probeer wegkom van energy drinks. Ek drink nou en dan iets, maar seker is drink ek glad nie. Soos die Monster goed is gemors, Satan se embleme en alles op die blikkies, maar onlangs het hulle die Eva wat 'n appel eet opgesit op hulle een van die drankies en dit is wel ruk terug, maar ek het al lank opgehou daardie goed drink, want ek gevoel hulle werk vir die Lucifer, Satan, en so kom jy ook die 666 op hulle blikkies het, die Hebreëse 666, en ja, maar aan die einde van die dag moet mens probeer so gesond as moontlik wees. En ja, vleis, soos ek vir julle gewys het, in my video's van vleis, hulle spuit die vleis in met allerhande inspuitings, nie net antibiotika en steroids nie, maar ander goed ook. So mens moet begin wegbeweeg van vleis af vandag. Maar nou moet mens ook begin wegbeweeg van hierdie drankies wat hulle verkoop. En Coke en daardie goed het ook al reeds mense, hulle is oorgekoop deur Microsoft, as julle nie geweet het nie. Coca-Cola. So Bill Gates, hy is in beheer van Coca-Cola. Nou al hierdie Fanta en al daardie goed, gaan kyk 'n bietjie wat daarin en blykbaar spuit hulle ook goed daarin. So julle moet maar pas op vir hierdie drankies. Hierdie Coke en Fanta en goed, ek weet julle love julle klippies en cola, maar nou ja. Probeer maar produkte kry dan as julle nog van dit wil drink wat nie gemaak word deur Coca-Cola nie. Mens kry mos variasies, ander companies wat naast by dieselfde produkte maak. Miskien produk nie presies dieselfde nie, maar dit ten minste is 'n bietjie gesonder. En kyk uit vir goed soos aspartame, want dit damage ook jou brein. So probeer wegbly van aspartame af. Dit vir die damage spesifiek ook jou pineal gland, sover ek weet. Wat ook te doen het met jou konneksie met Jehovah. So is maar hulle fokus maar op
die mensdom, né, om hulle af te sny van Jahoua af. Nou maar as jy hierdie toekomstige inspuiting gaan vat wat hierdie ou van praat, dan gaan dit jou afsny van Jahoua af. Dan behoort jy nie meer aan Jahoua nie. Ek het 'n ander visioen geluister daaroor ook dat die mense wat gevat het, hulle wat kerk toe gegaan het, hulle gaan net skielik besef, hulle het nie meer 'n koneksie met Jahoua nie en hulle gaan nie meer daardie koneksie kan kry nie. En dan het hulle klaar gekies. En ja, ding is mense wil nie in daardie posisie wees wat jy jou koneksie afgesny het met jou skepper en toegelaat het dat die wêreld en Satan jou koneksie afsny nie. Deur vrees of deur jy dink jy gaan 'n beter lewe hê as jy dit vat, hoe ook al sy. As jy wil nie op daardie punt kom wat jy besef, hulle het jou om die bos gelei nie. Moet niks van hulle vat die mense, van hierdie goewermente. Absoluut niks. En ja, dat die mense wat kerk toe gegaan het, het hulle begeertes heeltemal verloor. Hulle kon nie meer bid nie, hulle het gevoel, daar is niks om voor te bid nie, hulle het heeltemal, daardie deel van hulle brein is heeltemal geaffekteer, en ook blijkbaar is dit asof hulle siel afgesny is van Jahoua. En ek dink Lucifer, die gevallen engele is baie slim. Hulle weet hoe om sekere dinge te ontwerp, en ek dink hulle het al reeds goeders in plek om dit te kan doen. Hierdie goed wat ek van praat, dink ek is al lankal in plek, hulle wag net vir die regte tyd om dit te implementeer. O ja, daar is nog iets wat ek wil noem van geld. Ek weet nie, as jy van julle dalk in trading is en so aan, iemand het 'n drome ontvang dat die twee van die cryptocurrencies wat gaan opskiet is XLM en XRP. En banke gaan blijkbaar binnekort, of het dalk al, begin oorgaan na crypto. Hulle het oorgegaan na crypto. En dis die volgende manier van geld gebruik. Hulle gaan wegbeweeg van gewone geld wat ons vandag het. So mense kan maar kyk. Blijkbaar gaan dit verskriklik baie opskiet, daardie twee, XLM en XRP. So kyk maar daarna, kry dalk 'n bietjie vir julle daarvan. Ek's nou nie 'n kenner op die gebied nie, so maar ek gaan ook vir my kry daarvan. Ten minste 'n bietjie. Want dis die rigting waarna dit beweeg, en dan na hierdie oorgaan na die crypto toe, is die volgende stap dan hierdie merkidee van hulle. Nou, nie almal gaan dit wil koop nie, en dan die mense wat hardkoppig is, gaat hulle dan probeer dwing om dit te vat. En ja, dan moet jy nog steeds maar neerse, en al kost het jou lewe, ten minste gaan jy hemel toe dan. Ja, as jy sterf vir jou geloof, dis mos die beste manier om te gaan, is dit nie? Dis die moeite werd. So. Ja, dis wat mens maar bereid moet wees om te doen. Maar vir eers dink ek hulle gaan dit maar promoveer as iets great vir 'n mens, en baie mense gaan dit vat. Ek dink die meeste mense gaan dit dan vat alreeds. Net 'n handjievol mense gaan dit nie wil vat nie, en hulle probeer dwing om dit te vat. En as hulle dit wil vat, gaan hulle seker maar doodmaak. Maar jippie-ki-jay, dan gaan mense hemel toe. Wonderlik. Maar in 'n geval, dis wat ek maar oor gepraat het vir nou. Ek gaan nog my volgende video, ek is besig om dit saam te stel oor Galasiërs 3. So, dit kom. Dis in die pipeline. Groete vir julle. Totsiens.